Dankie Heilige Gees. Ons wil die loof en prys. Al die lof, al die prys en al die eer kom U toe. Orati de bosien dariban. So ons kom lê onsself neer, gees, siel en liggaam. En ons bid Heilige Gees dat U ons alleen gaan lei vanoggend. Ribod, come and minister through us, Holy Spirit, as we come and surrender. Ribod Chorobushida. Vader, ons prys U vir vanoggend. Dankie net vir U woord. U is 'n waarmaker van die woord. Rod Chorobushi, Heilige Gees. Risienda, wat ek in my gees hoor terwyl ek hier stap, is skeidingstyd, separation time. Separation time. The world has come at the place where there's a separation now between the fat sheep and the lean sheep. Rubutu, not the fat and the sheep and the goats, but sheep and sheep, fat and lean sheep. Rubutu. Vader, ons prys U vir vanoggend. Dankie vir die manne wat U is. Dankie vir die manne wat geterry het. In die naam van Jesus wil ons U loof en prys. Dankie vir die manne wat in die aand vir wat net kom neerlê het, vir die woord kom neerbring het. Ons wil U loof en prys. U woord is waar. U woord is kragtig. Dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Laat dit vanoggend sny in siel en in gees. Laat dit verwyder. Let it separate between soul and spirit this morning. In the mighty name of Jesus Christ, Lord and Messiah. Amen. Amen. Manne, baie welkom. Amen. Halleluja. Opgewonde. Ek gaan vir julle sê, hoekom raak ek opgewonde? Want die koning van die konings, Jesus Christus, is binne in my. En as hy in my is, dan kan ek nie stil bly nie. Ek het 'n videoetjie gesoek, maar ek kry hom nie. En in COVID was daar 'n breinman op 'n video. En hy het so 'n klankstelletjie in sy huis gehad. En hy het 'n kliphard gesit in die middel van hierdie pandemie. En hy het net so 'n reel gedans daarso. En daai ding val my by en ek het daai video gehou, maar ek sal hom kry. Maar in dit, Chris, jy kan so bietjie sagter sit. In dit onthou ek een ding. Hy het nie 1000 mense om hom nodig gehad om opgewonde te raak nie. So die oomblik is ons opgewonde moet raak, omdat ons in die massas is, dan is ons daar met die verkeerde rede hoekom jy opgewonde is. Ons oë moenie op die massa wees nie. Ek onthou in die tyd van die mighty mense, en ons almal is opgewonde, en almal skree, amen, en so gaan weer galme deur die stad, en by die It's Time, en die Heilige Gees bring my net op 'n plek vanoggend. Jy weet, jy lê deur die nag en jy het 'n woord in jou, maar as jy kom lê, dan is dit, vertrou ek dat die woord is gees gedryf. En terwyl ek hier is, en kom daar 'n skrif by my op, en die Heilige Gees sê, bring vir die manne hierdie skrif, begin met dit vanoggend. En op die bord gaan ek gaan al twee kante lees, links King James, hy sê, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nou dis in die laaste dae, want net in hierdie selfde Matteus 24 het Jesus op die Olyfberg gesit met sy disippels, en hulle vra vir hom, wanneer gaan die volëinding in die tye wanneer hierdie dinge gaan gebeur? Want hulle het gedink met sy eerste koms, is dit die tyd wanneer die koninkryk van
die hemele aarde toe moet kom, en die koninkryk was in hulle midde, en in die massas, in die meerderheid, en in die fariseërs se midde, en baie het hom nie herken nie. En hy kom, en hy bring die woord uit in Matteus 24, wat in die laaste dae sal gebeur, en julle kan dit lees. En hy sê, daar gaan oorloë en pestilensies en aardbewings, maar baie van ons sê, maar hierdie goed gebeur al in elk geval die laaste 2000 jaar. Ja, maar hy sê ook, dit gaan soos geboortepyne wees. En in geboortepyne kan julle nou vir Barend vra, hy is op hierdie stadium, is hy op, hulle noem dit op hetekole. Weet nie wat is, hy's op hetekole, so hy sit en wag, met sy tekkies aan, en tas gepak, is Daniela, as sy haar eerste kontraksie begin kry, dan begin dit so raak. En hoe nader dit is aan die tyd, hoe korter raak die kontraksies. So ons leef in die tyd, dat die kontraksies is so naby aan mekaar, dit wat jy gister gesien het, is reeds oudtyds, is reeds oudmodies. So die tye verander so, die tegnologie verander so. Ek en Bouwer sit nou daar en hy deel met my, omdat hy die tegnologie van die rekenaars gebruik, wat hulle noem chat, AI in vandag se tyd, hy gebruik dit baie suksesvol, veral in forensies. Maar daar's 'n skeiding wat daai tegnologie bring, dat Bouwer het sy eie musiek gekreëer. Hy het 'n song gekreëer. Hy het die woorde ingesit wat in sy hart is. Hy het die melodie gekry en hy het van hierdie lied gehou en hy het goddelike woorde ingesit. En dit speel daar. In die lied het hy vir my gegee. En ek en hy het begin mediteer, ons het begin gesels oor dit. En ek is 2 weke al besig met dit, en hy bring 'n woord uit wat net bevestig wat in Levitikus 10 staan. Hy praat van Aaron se seuns wat ingegaan het. Ek wil net vir julle lees, kom ons kyk net daarna. Ons vertrou Heilige Gees vanoggend, dan wil ek trouwens, hy wil ons iewers heen. Hy gaan ons openbarings gee, oopmaak. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put a fire therein, and they put incense thereof, and they offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out the fire of the Lord, and he devoured them, and they died before the Lord. Nou wonder ek is, as ons, jy sien God is heilig, en omdat hy heilig is, kan jy nie ander vuur in sy teenwoordigheid inbring nie. You cannot come in with strange fire. So daar's kole en daar's vuur by die incense en by die burnt offering altaar, en hulle moes ander vuur gevat het, en hulle moes dit gaan offer het. So, Kain het 'n ander offer gebring, en hy was 'n landbouer gewees, en hy het met van groente af en vrugte, en hy het alles het hy mee geoffer. Maar sien, die een wat met die bloed geoffer het, wat jou bedek, was sy broer gewees. En in hom het daar in Kain het daar 'n vreemde gees opgegaan. And a jaloesie, and also a jealousy, and pride, and hatred. En daai selfde gees wat in hom is die gees wat in Lucifer is. En hy het gaan doodmaak. Kill, steal and destroy.
En nou vra ek vanoggend, ons sit in 2026, in die geregtelike hoofstad Suid-Afrika, Afrika, 5:00 die oggend, en my vraag is, watte vuur bring ek en jy na die altaar toe vanoggend? Want in jou is daar 'n klank, en ek en Bouwer praat en ek sê, as ek na Willie kyk, dan weet ek, as ek na hom sy gesig kyk, dan sien ek, hy's nie die varsste wat daar nou is nie, want dit lyk of hy deur die storm gegaan het, want hy's in terry gewees. Maar moenie na sy uiterlike kyk nie, maar wat in sy innerlike ingaan, is 'n begeerte, hongerte, om nader aan Jesus Christus te kom. En in daai hongerte betaal hy 'n prys daarvoor. Maar die oomblik as hy 'n mikrofoon vat en hy laat 'n klank uitkom, wat 'n offer bring jy vanoggend na die altaar toe? En ek wil vir julle, baie van julle het al gehoor in Petrus staan die woord, many are called, but few are chosen. En dan praat hy van die calling, make sure your calling and your election. Baie is geroep, maar min is uitverkies. En dan wonder ons hoe werk dit, dan gaan ek dit vir julle net in die woord verduidelik. Jy weet, as jy Gideon 6 gaan lees, was Gideon in 'n parskuip gewees, en hy was besig om koring te pars in 'n parskuip. Nou koring pars jy nie in 'n parskuip nie, want jy soek 'n hoogte waar jy wind het, en terwyl jy die koring dors jy nie in 'n parskuip nie. Dat die kaf kan gaan. So jy het 'n hoë plek nodig om koring te dors, sodat as jy die winnowing fork, as jy daai vurk vat wat hier is, en jy gooi die kaf in die lug, as jy die vurk vat en jy gooi die kaf in die lug, dat die wind die skeiding kan bring tussen siel en gees. Jy sien, hoeveel kaf is daar nie in my en jou lewe nie. En ons moet op 'n plek kom wat ons opgaan na hom toe. Ons moet opgaan na Jesus Christus toe, en soos wat ons opbeweeg na die berg toe, moet ons in jou hande opsteek, en dan is dit die tyd wat jy die Heilige Gees vra, stuur u wind om deur my te kom waai, en skeiding te maak met die tweesnydende swaard tussen siel en gees in my lewe. Want jy sien, die kaf en die hooi en die stoppels moet uit, sodat die goud en die silwer en die kosbare stene in Korintiërs 1:3, laat dit kan agterbly. Want daar's 'n separation time. Daar's 'n skeidingstyd wat gaan kom, en in ons persoonlike lewens en ook in Suid-Afrika, in Afrika en in die wêreld. Dis reeds besig om te gebeur. So wat 'n klank bring jy? En ek het min geweet toe ek aan Bouwer vanoggend staan en hy sit en hy kom speel vir my die lied wat hy create het, dat hierdie kan 'n boodskap word vir vanoggend. En hoe ontvang ons daai boodskap? Toe ek sê vir hom vanoggend, ek luister 2-3 maand terug, toe was ek by iemand gekuier, en hy speel vir ek en my vrou was daar, hy speel vir ons musiek wat created is deur AI. Maar ek sê vir julle, wie van julle Afrikaanse musiek luister en al gehoor het wat 'n diepte, sielsdiepte was Koos Du Plessis se musiek as hy geskryf het.
Ek onthou in 1979 was ek 'n ouetjie in die laerskool, toe begin ons vir die eerste keer met Kinders van die Wind. Wie van julle onthou Kinders van die Wind? En dan sing ons, en daai kom jy agter, maar that's soul. Hierdie Afrikaanse musiek kom uit die siel uit. En ek luister nou in 2026 na musiek wat op dieselfde diepte en vlak is wat Koos Du Plessis Kinders van die Wind geskryf het, en ons luister daar, en die persoon kyk na my, en hy kyk na my en my vrou, hy sê vir ons die volgende: dit waarna julle luister, die persoon waarna julle luister wat daar sing, bestaan nie. Die persoon het nog nooit bestaan nie. En terwyl ek en Bouwer vanoggend daar praat, sê ek vir hom, jy weet, daar's 'n klank in jou, al is dit vals, al is dit eenvoudig. Jy weet, in God se koninkryk kan die valste klank, kan die suiwerste noot wees, die oomblik as dit die hemel tref. Die valste klank in jou het die suiwerste noot in Jesus se ore, die oomblik as dit hom bereik. So wat hy wil hoor, hy soek 'n klank uit jou binneste uit, wat uitroep. Dis hoekom hy sê, dat the mature sons of God, hulle in Romeine 8 gaan uitroep, Abba Vader, wat hy sê, the heaven is longing, hy's in barensnood, vir die openbaarmaking, nie van die kinders nie, maar vir die mature sons, die goeios. En ek dink daai tyd het nou gekom, wat daar 'n volwasse klank, 'n geesgedrewe klank, gees roep gees. Hy praat daar, ek dink is in Psalm 29, daar, hy praat van deep calls unto deep. Nou, jy kan daai musieknote vat, en jy kan 'n gebed gaan skryf met AI. Ek sê vanoggend, ons kan daai gebed skryf, en ons kan sê, maar ons gaan nie meer intercede nie, ons het hom geskryf, so wat ons gaan doen, hy skryf hom, en ons sit 'n stem daarby, wat beter is, my stem is, wat beter is, enige van ons se stemme is. Hy create 'n stem vir jou, en al wat ons doen met daai gebed, ons sit hom hier op, en ons laat hom speel, en ons sê, daar gaan jy, hemel toe, 24/7. Nou vra ek vir jou, het daai artificial dieselfde impak as wat die man in die kruis gehad het, wat in die regterkant gestaan het, en hy het nie AI gehad nie, hy het een woord gehad, een woord in nood gehad, dis al wat hy gesê het, dink aan my. En in daai oomblik wat hy sê, dink aan my, het die meester hom in die oë gekyk en hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So hy het daai mature, pure sound gehad. En vanoggend kom ek, en ek onthou so 8 of 10 jaar terug, toe gaan ek daar na Fransie hulle in Botawil toe, en ons het saam gebid, en hulle, ons het op 'n plek gewees, en daar was sieners gewees, seers gewees, wat visies kry, en goed, en hulle sien, terwyl hulle oor my bid, toe sê een van hulle, hy was al 'n paar keer hier by ons gewees, toe sê hy sien in my lewe, daar gaan 'n tyd kom in bediening, wat ek alleen gaan staan. En ek praat van 8 of 10 jaar terug, 'n ministry. Hy sê, you will walk a lonely path. En ek kyk vanoggend, en ek sien, en dit is waartoe ek wil gaan, die volgende. Ons moet weet, in die laaste van laaste dae, gaan om ware discernment te hê.
gaan beteken dit, jy moet woord en gees gedrewe wees. Albei. As jy die woord het, maar nie die gees nie, dan gaan jy gesaai-trek word, want die fariseërs het die woord gehad, en dis waar, ek kan Bouwer praat, die fariseërs het die woord gehad, maar hulle het nie die gees onderskeiding gehad nie. En 'n blinde man kom, en hy sit langs die pad, en die meester loop verby hom, en hy roep uit, Son of David, wat 'n messiaanse titel is, Son of David, have mercy upon me. Seun van Dawid het genade. Hy was blind gewees, maar die klank wat hy gehad het in sy gees, het hy geweet dis die Messias wat voor hom staan. En sy oë het oopgegaan in 'n oomblik. Welkom manne. Hulle is nog steeds betyds. En ja, ek weet, Vader het hulle geroep. So van volgende week af, as julle kom is reg, dan wil ek hê die ander partykeer, dis wat ek begin dink en ervaar, dat Wilbur en Ritchie hulle ouens daai kant bedien, wat inkom, is hoe meer daar inkom van evangeliste, dat hulle die manne wat honger en dors is, nie net fisiese kos gee nie, maar ander kos ook gee in die oggend daar. En sommer alles wat daarby moet kom. So, in hierdie wat, wil ek terugkom na Rigter 6 toe, in die laaste dae in wat ons leef, besef ons hoe waar is God se woord, as in Matteus, en om het maklik om het te onthou, 24, soos 24 uur in 'n dag, hoeveel maande is in 'n jaar? 12. Because lawlessness, wetteloosheid, sal vermeerder, en die liefde van menige gaan koud raak. En hierdie skrif is nie vir die wêreld geskryf. Hierdie skrif is vir die kerk geskryf. People in the church today. En hulle sê vir my, jou pad gaan baie alleen raak, en ek besef die volgende. In 1995, ek deel net met julle my hart vanoggend. Ek deel met julle en ek vertrou die Heilige Gees is 'n salwing en die olie kom en bring 'n woord vanoggend. Hierna wil ek iets anders deel wat ek gister vir Barend gesê het. In 1995 bring Piers Spies 'n woord van Joshua, Gideon in Rigter 6, Judges 6. Hierdie woord loop ek al 35 jaar. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, mighty man of valor. En ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Hy het altyd gesê, en Gideon kyk so na die engel, hy sê, steek nie ek nie, hy sê, van al my broers, is ek die laagste, die minste. En van hierdie tribe, waarin ek is, in Manasseh, is ons uit al die tribes, is ons ook nog die minste. En hy het daai tyd gesê, hy sê, jy weet, eintlik sê hy vir die engel, van almal is ek die vaakste van die vaakste. I'm the least. Maar die engel gaan staan by Gideon, en hy sê vir hom, staan op, dapper held. Nou, as al is hierdie woord vir een van daai manne daar agter, en die Heilige Gees werk op snaakse maniere, wanneer hier nie manne is om te hoor nie, maar een ou om te hoor hierso. En ek het daai woord gevat, ons was 300 manne in 'n saal in Mabula Lodge gewees, maar toe die woord val, toe sê hy, God het 'n Gideon, hy sê hy soek 'n Gideon in hierdie saal vanoggend, wat dink jy's niks werd nie. En toe ek die credentials hoor, toe weet ek kwalifiseer. Ek is niks werd in die wêreld se oë nie.
nie onder my skoolmaats nie, nie onder die onderwysers nie, nêrens wat ek gegaan het, was ek gereken nie. Ek was nie 'n uitskieter in die wêreld se oë soos vandag nie. Ek het nie 'n sportbeurs gekry nie, ek het nie 'n akademiese beurs gekry nie, ek moes heel agter in die ry staan. En hy sê vir Gideon, staan op dapper held, en ek sê, maar ek kwalifiseer om hy, maar in my gees sê ek het, hy roep nie 'n Gideon uit nie, maar ek weet, ek sê Jesus, ek daag op vandag, ek kwalifiseer as 'n Gideon. En die pad wat ek geloop het in 30 jaar, tot vandag toe, is ek weer bereid om te loop en dieper te loop. Ek sal dit weer doen. En ons het die prys betaal, in House of Bread begin, en baie deurgegaan, en die huis het deur baie vervolging gegaan, oor baie jare, en ek kom in Botawil, en hulle sê, you're gonna walk a lonely road. En ek besef een ding, Gideon is geroep, en God gebruik hom, en hy gaan breek die altare af, intersessie. Hy gaan breek eers die altare af, van sy pa, die Baals. Hy gaan breek hulle af. Nadat hy hulle afgebreek het, is daar people that followed him. 32,000 man. 32,000 man volg hom. But people that are called, wat geroep is, 10,000 man. But the elected group, 300 men. 300 man. En wat daar gebeur vandag. So there's a difference between a calling and an election. Want Chris, maar ek sal daai later speel. Ek het dit in my hart gehad om daai ou wat in die gevangenis was. Jy sien iets gebeur, ek wil vir julle wys. Ezekiel 9. Ezekiel. Ek weet nie wie van julle ken hom net so as ek hom oproep, Ezekiel 9. Maar dit is wat besig is. Die tyd waarin ons gaan, is die tyd waarin ons nou begin inbeweeg. Hy sê, he cried also in my ears. Ons sien daar, in Ezekiel se tyd is daar is 'n abomination in die land. Soos wat daar vandag in die wêreld en in Suid-Afrika is 'n gruwel en 'n ewel. Nou 'n gruwel en 'n ewel het hulle in daai tyd genoem, wanneer man met man, vrou met vrou, gemeenskap het, of bestiality met diere, of wat, en alles wat daar gebeur het, is in oorvloedige vorm vandag nog steeds aan die gang. And he cried in my ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, every man with a destroying weapon in his hand. En dan sê hy, and behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth towards the north, and every man with a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, and with a writer's inkhorn. Nou, as jy geklee is in linne, soos hierdie kleed hiervoor, beteken dit jy het 'n priesterlike kleed aan. Dis die vorm van Jesus Christus. En die man gaan in Jerusalem in die stad. En hy het 'n inkpen in sy hand. A writer's inkhorn in his side. And they went in and he stood beside the brazen altar. Nou 'n brons altaar is die een soos daarvoor. Hierdie is 'n brazen altaar. 'n Brazen altaar is 'n plek waar jy gaan neerlê waar die offers gebring het, waar judgment plaasvind. En hierdie engel gaan staan, hierdie man gaan staan, as die engel, die man staan, by the side of the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, to the threshold of the house, and he called to the man,
clothed with linen, which had the writer inkhorn in his side. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for the abominations that done in the midst thereof. Hy sê, gaan deur hierdie stad. The Lord said, Go through the midst of the city, throughout all Jerusalem, and put a mark on the forehead of the men who sigh. Sigh beteken, jy's in barensnood, jy roep uit. So, die oomblik as jy sigh, is eintlik terwyling. So, daar's 'n verskillende klank en 'n frekwensie, wat uit jou binneste uitkom. En hierdie woord wat ek gee, as jy in jou binneste is, partykeer is jy in 'n plek van desperaatheid, of nood, of jy het werklik hulp nodig, en jy is desperaat. So baie het al vir my gesê, kan jy, of het ek al hierdie gekry, wil julle nie vir my bid nie, of wil jy nie hierdie doen nie? Sê ek nie, dit is nie 'n probleem nie, ons is 100% reg, kom môreoggend 5:00 in. So ek weet onmiddellik, en die tyd gaan kom wat ons vir manne sê, as hulle weer volgende keer sê, hoorie man, bid vir my vir hierdie, bid vir my vir werk, bid vir my vir voorsiening, vir my finansies, kom bid vir my huwelik, enige tyd reg, donderdagoggend 3:00, ons is hier. So ek weet jy's ernstig. En die geestelike leiers op 'n tyd terug in die stad, stuur hulle boodskappe uit vir konferensies en goed. Die stuur ek 'n boodskap, ek sal betrokke raak as julle bereid is om vir so lank, elke dag, elke oggend in te kom, en ons begin eers bid as geestelike leiers. Ek sê, kom ons sit 21 dae op sy, naweke alles ingesluit, elke oggend, dan begin ons 5:00, ons kan begin 4:00 in die oggend, dan begin ons intree vir die stad. Want ek het agtergekom, daar's 'n tyd op die dorsvloer, wat rit ingegaan het, gelei deur die Heilige Gees Naomi, wat gesê het, middernag. En ek wil net vir julle iets sê, en ek wil afsluit hier vanoggend. En hierdie gaan in. En ek sien hoe nader ons beweeg aan die tyd, hoe moeiliker is dit vir mense om in te kom of in te pres. Want jy kan nie met jou siel kan nie ingaan daar nie, dis te warm. Jou siel kan nie ingaan daar vir gebed nie. Jou siel kan nie in die middernag inkom nie. Jou siel kan nie, jy moet hom neerlê. En ek het by ons gesien, ons manne wat, almal kom nie altyd in nie. Dan het jy die ding, of dan het jy almal, die wat deel is van die intersessie gebed. Jy moet besluit, waar wil jy wees? En ek is op 'n plek, as ek na mense moet kyk, en hoeveel mense, moes ek lankal gesê het, nee, niks wil gebeur nie. Dit motiveer my eerder om te weet, ons is in die laaste van laaste dae. Want die woord, sê hulle, die woord het baie skaars geword in daardie tyd. En dis die tyd waarin ons leef. So manne, en voordat, terwyl dit so gebeur, gaan daar ewe skielik, Bouwer het dit vanoggend gelees, Joel 2:28, and I will pour out, kom ons sluit af met hierdie woord. Dit moet kom, maar nou is daar iets wat in hierdie Joel 2:28, Joel 2 is 'n baie besonderse woord vir die laaste dae, baie besonders. Jy moet hierdie woord moet gemediteer, hy moet deel van jou hart wees. En jy weet, daar's 'n deel in die Joel wat hy sê, and the ministers will weep between the porch
and the altar. Dat die pastore en die dominees moet op hulle knieë, ons moet op ons aangesigte wees en ween tussen die voorhof waar jy inkom en die altaar hierso. Hierdie altaar het nog nie genoeg trane nie. Hierdie altaar het nog nie genoeg trane ontvang nie. Thank you, Holy Spirit. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Maar nou, terwyl ek nou afsluit en landingsplek soek vir ons vir oggend, ek wil net hê die woord moet net in julle inkom. En ek wil gedeel het oor die bonatuurlike en wat daar gebeur, maar die Heilige Gees, ek kom staan hier, dan begin hy net my deel wat nou gebeur. En wat ek vir julle wil sê, voordat ek hierdie deel net wil saamvat van Joël 2:28. Gister sê Chris vir my die volgende. Ek prys Jesus vir sy Heilige Gees. Gister sê Chris vir my die volgende. Hy kyk op die YouTube kanaal, daar's nie baie views nie. Ek sê vir hom, Chris, weet jy, ek praat met Barend, ek sê vir hom, kom ek vertel julle, die YouTube kanaal van House of Bread is nie bedoel vir nou nie. Die YouTube kanaal is bedoel vir die wat agterbly. Want manne, en dit is Afrikaans, elke ouens gaan search, die wat gaan agterbly, as Jesus Christus ons gaan kom haal, sy bruid kom haal, die wat agterbly, gaan vinnig weet, hulle gaan vinnig weet, wat is die verskil tussen om pornografie te kyk, of om boodskappe te soek, hoekom het hulle agtergebly, eindtyd boodskappe. Baie gaan vinnig begin soek na ander dinge waarmee hulle besig was op YouTube, wat hulle gekyk het, wêreldse goed, wat hulle die hele dag hulle tyd gevat het, of om woord te ontvang. Ek sê die views gaan accelerate in daai tyd. Want as jy op 'n YouTube kanaal gaan, en die persoon het agtergebly, gaan jy kyk waar is mense weggeraap. Nee, maar daai gemeente, hulle mense is daar nog, meeste van hulle is nog almal hierso. Maar hulle pastore, hulle dominee het ook nog hier. Hy is ook nie weggeraap. So daar is lukewarm. Dit gaan soos pockets wees. Lukewarm places, waar dit geweier is om die woord van die laaste dae uit te bring, die evangelie van Jesus Christus, en laat ons in die laaste dae leef, en dat tyd vir speletjies verby is. En al sit ons 4 of 5 hier, dit hinder my baie min. Dit pla my. Ons kan 2 ook, al as ek alleen is, ek bereid, ek en Chris, kamera en 1 persoon, selfde woord. Want ek weet, op 'n tyd gaan daar kom, want niks gaan verdwyn nie. Die pla en die pestilensies, ek sê gister, ons moet een ding besef, in die millennium gaan daar 1/3 van die aard, 1/3 gaan gewipe word. Toe COVID kom en daar's 3, 4, 5 miljoen wat in COVID oorlede is, het ons dit as 'n pandemie beskou. Wat gaan ons sê as 3000 miljoen mense word van die aardbol afgevee? Dis wat die skrif sê. 3000 miljoen. Brave Bouwer, ons lees, ons is eindtye besig. 3000 miljoen. En dan is daar van hulle, almal gaan nie sterf nie. Jy gaan dalk nie die merk, of jy gaan hom aanvaar, die wat hom nie aanvaar nie, gaan sterf aan die tyd, maar almal gaan nie sterf nie. Jy gaan deur die verdrukking gaan, maar daar gaan mense wees wat hierdie verdrukking oorleef het, wat in die millennium ingaan. Daar gaan millennials gebore word, daar gaan kinders gebore word, daar gaan kinders wees wat opgeraap is, wat terugkom,
En dit gaan progressief, dit gaan gebeur. Maar in daai 7 jaar tyd, gaan daar gaan so 'n warboel wees, om die woord te gaan soek, en te weet, iets het gebeur. So vanoggend kom ek net met, en dis nie my intensie om hierdie woord te bring nie, maar dit gebeur as jy op 'n altaar is, en jy's deur die nag in terry in, en die Heilige Gees kom, en hy besig om jou te skoon te maak, en te cleanse, en te reinig, en hy sê, dis die woord wat moet uitgaan vandag, dan gaan dit uit. En hierdie is nie om mense bang te maak nie, hierdie is net om vir julle te sê. En die bemoediging die bemoediging is, as jy in Christus is, ek praat nie van woord, ek praat nie van mondchristene nie, carnal Christene, wat net in woord nie, maar woord en daad, die wat dit uitleef. As jy Jesus Christus aanneem, en jy leef hom uit, diep verhouding, saligmaker en verlosser, gewas deur die bloed van die lam, elke dag op jou knieë, jou sondes bely, en weet ek sterf, maar ek leef nie. Ek praat nie van selfgesentreerde Christene nie, ek praat van gekruisigde Christene, wat elke dag hulle kruis opneem vir hom. Dan is daar niks wat hy uit jou, niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. Niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. So Vader, baie dankie. So Vader, dankie net vir hierdie woord vanoggend, dankie vir die saad, dankie vir die tweesnydende. Die woord het tweesnydende swaard vanoggend kom sny, tussen siel en gees. Laat hierdie woord sny vanoggend. Laat dit sny in hierdie altaar in. En ons vir die loof en prys vir die manne wat hier is, maak ons meer honger en dors, maak ons nog meer honger en dors, om na geregtigheid en na U te soek. Ons vir die loof vir die evangeliste wat in Port Elizabeth is, en dankie net vir die siele, terwyl ons hier is, terwyl die wêreld aan die slaap, terwyl die wêreld slaap, is hulle besig om 'n sieleoes in te bring, want die koring is ryp op die land. En die arbeiders is min, maar dankie vir die arbeiders, die 3 arbeiders wat U uitstuur van hierdie huis af, en ons wil U loof en prys. Dankie vir Israel, dankie vir al die evangeliste in Suid-Afrika, en ons wil U loof en prys, en dankie dat ons weet, en dat Joël 2:28 sê, dat in die laaste dae, sal ek my gees uitstort, want ons kan slegs verander, as die Heilige Gees oor ons kom, en vaardig raak oor ons. Ons kan slegs 'n begeerte hê, om U in gees en in waarheid te aanbid, as die Heilige Gees, as die persoon in ons kom manifesteer, en vir ons die openbaring gee, om ons elke dag, elke oomblik te beklee met Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. Dankie vir elke boeta wat U is, Vader, ons wil U loof en prys. Maar ek wil vanoggend kom bid vir 'n Suid-Afrika, 'n verlore Suid-Afrika, 'n verlore wêreld, 'n verlore Afrika. Lord, we want to come and pray over Africa, over South Africa. We call them, we call for the fire, we call for your Holy Spirit to come upon this nation. Father, we call that there's a separation between the wheat and the chaff, but now it's time for separation, Lord, and I'm raising my hand and I say, Lord, I'm standing before you, use me, Lord, gebruik my Here, al is dit een persoon op 'n slag, om net met U te deel. Vader, ek bid, dat U daai manne wat elke week hier inkom,
van die straat af, dat U vir hulle die begeertes van hulle hart sal gee, werk sal gee, maar selfs in die plek waar hulle nou is, dat U vir hulle sal die woord in hulle plaas, Heilige Gees, om met hulle mense, dis hoekom julle daar geplaas is in die straat, julle is daar geplaas om die ander manne wat soos julle op die straat is, te gaan bemoedig. As daar nie mense is om hulle te bemoedig nie, as daar nie leiers, geestelike leiers is om hulle te bemoedig nie, dan word julle gestuur. The Lord sent you out to the streets. You know the circumstances. It's easy for me to preach for the people in the streets, but you know the circumstances. And the Lord wants to use you, the two of you, in that circumstances, to come and minister to your people. And then you will bring in more of them. Julle gaan selfs meer van hulle inbring. Julle gaan selfs kyk hoe word hulle gedoop. Dis die tyd dat die evangelie van Jesus Christus buite die gebou moet verkondig word. En ons wil U loof en prys vir vanoggend, en ek prys U vir wat U besig is om te doen. Ons is opgewonde. Thank you Lord, ons weet die oomblik as dit donker is in die wêreld, dan is dit die tyd wanneer not the anointing, but the glory of the Lord will come and appear upon us. The glory of the Lord. Daar gaan 'n tyd kom waar hierdie plek oop is, nie net van manne wat in die geboue sit nie, maar manne wat van die straat afkom en net wil kom deernag loof en prys. Vader, as ons kyk wat in China gebeur, hoe daai mense deur die nag weep, hoe hulle wail en hoe hulle travail, hulle roep uit, want hulle weet die vervolging is so groot in hulle land, en hulle ween in die nag, niemand kan hulle van die altaar afhou nie. Ek bid Jesus Christus, dat U hierdie altaar sal sanctify, sal skoon was met die bloed, en dat U ons sal nader trek elke dag, oomblik vir oomblik, en ons prys U wonderlike naam, in die naam van Yeshua. Praise your name, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kom ons staan, jy kan hom aanhou, Chris, kom ons doen, terwyl ons staan, is daar offering is, ribot, ek glo, bring jouself, bring 'n offermandjie, wat daar is in die offermandjie, deel net om, ribot sorobu, dan bid ons hy priesterlike seën. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, ribot so. Thank you Lord, jou finansies, jou lewe, niks gaan met jou eie planne gered word, niks. Verlede week, terwyl die musiek daar, die worship speel, wil ek met julle deel. Die week voor verlede week, kom Bouwer 3 uur die oggend en hy kom lees die woord. Ek terry deur die nag. 3, 4 deure in my lewe wat toe is, gaan in 1 uur die volgende oggend oop. Ek vra nie vir dit, ek bid in tale. Bouwer kom bid die woord, en in die verlede sê hy vir my baie, dink aan ons en bid vir my, ons is weer met syndikaate besig, en wat hy doen, ons is met syndikaate besig. Hierdie keer bid niemand vir hom nie, hy kom in 3 uur die oggend, hy kom lees die woord, Saterdagoggend in die hoofopskrif van die koerant, die grootste leier van die syndikaate in die Kreer Wildtuin is doodgeskiet. Hy het nie gebid nie, hy het die woord gelees 3 uur die oggend, en die woord wat in sy gees, dit wat in sy gees is, en die woord van Jesus Christus is opgeneem, en dit het uitvoering gebring, en die syndikaatleier, wat hierdie krimineel is, wat hierdie renosters slagting bring daarso vir hoeveel jare doodgeskiet. So Vader, dankie vir hierdie oggend, dankie vir die saad, ons loof en ons prys U, dankie vir die communion, dankie vir daai boeta wat saam nagmaal, ons is opgewonde, saam met ons kom hou, ons wil U loof en prys, dankie vir die priesterlike seën, ontvang dit vanoggend, there is a priestly blessing, that's been released upon you this morning, ontvang het, manne, ontvang die seën, julle gaan evangeliste in die straat,
word daar wat julle gaan. Jesus gebruik julle daar. En die regte tyd gaan julle uithaal, maar julle gaan eers die mense om julle begin verander. Julle kom in vir kos, maar hy gee vir julle ander woord. Hy gee vir julle ander brood. Ander brood. Hy gee vir julle manna en brood wat nie oud word nie. Brood wat nie hard word. Hy gee die lewende brood vir julle. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yair Adonai Panavelecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevasimlecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Peace. Amen. Glory. Hallelujah. Praise him, praise him.